Bazoo en die volstruis. Bazoo is 'n skilpaadjie wat in die hange van Tafelberg woon. Hy is baie slim en hy kan baie goed lees en skryf. Dit is dan ook waarom die diertjies besluit het dat hy die een moet wees wat elke dag die nuus op die nuusklip skryf. Saans net voor sononder kom die diertjies en dingetjies dan by die nuuskafee bymekaar om te sien wat Bazoo op die klip geskryf het. Op 'n dag stap Bazoo en sy vriend Dempies Dassie deur die veld. Daar onder die bome is 'n rumoer. En toe hulle nader gaan, kry hulle vir Spinnerina Spinnekop en Nala Naaldekoker hard aan die stry. Ons probeer besluit wie die nuwe inspekteur van Fynbosbuurt moet wees, sê Spinnerina. Ek sien nou net vir Nala dat ons spinnekoppe 'n baie belangrike werk doen deur al die muskiete en vliee en ander pestilensies in ons webbe te vang. Dis net so goed, ons is al klaar die inspekteurs van die veld. Dis nie waar nie, sê Nala vies. Spinnekoppe kan nie eers vlieg nie. Naaldekokers kan vlieg en dan nog vinniger ook. Die nuwe inspekteur moet beslis kan vlieg. Die twee raak sommer net daar weer aan die stry en gee glad nie eers vir Bazoo of Dempies kans om iets te sê nie. Ai, Dempies, sug Bazoo toe hulle wegstap. Ek hou niks daarvan as die diertjies stry nie. Maar voor Dempies kan antwoord, is daar skielik 'n geluid soos 'n klingel van honderde klokkies tussen die fynbos en voor hulle in een van die bossies vertel iets. Wat kan dit wees? En daar, voor Bazoo en Dempies se verbaasde oë, spring 'n fietjie uit die bossies. Goeiemôre, roep die fietjie. Sy trek haar rokkie reg, vee die blaartjies en takkies uit haar hare en gaan sit dan op 'n klip voor hulle in die paadjie. Ek is Phoebe, die fynbosfietjie. En ek is hier om vir jou 'n baie belangrike opdrag te gee. Verbaas kyk Bazoo en Dempies na mekaar. Sê Bazoo versigtig. Watter belangrike boodskap? Ons, die fynbosfietjies, is baie in ons skik met jou harde werk hier op die berg, sê Phoebe. Ons dink dis wonderlik dat jy die diertjies so baie van die natuur leer. Maar nou is dit tyd dat jy van meer dinge leer as net die berg en die fynbos. Ons wil hê jy moet bietjie Oudtshoorn toe gaan en dan op die nuusklip kom skryf wat jy alles daar gesien het, sodat al die diertjies dit kan lees. Goeiste, sê Bazoo verwonderd. Ek het al gelees van Oudtshoorn, maar dis baie ver weg. Ek kan nie soontoe loop nie. Phoebe, die fynbosfietjie, lag. Ag, aarde, amper vergeet ek, roep sy. Natuurlik hoef jy nie te loop nie. Voordat Bazoo en Dempies nog iets kan sê, swaai sy haar towerstaffie en is daar 'n hele wolk sterretjies rondom hulle in die veld. Toe die sterretjies verdwyn, staar Bazoo verbaas om hom rond. Hy en Dempies is nie meer tussen die fynbos op die berg nie. O nee, hulle staan op 'n oop stuk stowwerige grond met net 'n paar bossies hier en daar. Waar op aarde is hulle? Tyd om te wonder is daar nie, want die volgende oomblik skreeu Dempies, "Pas op, Bazoo, jakkals!" Bazoo kyk op en sien 'n klein jakkalsie reg op hulle afgehardloop kom. Dempies gryp vir Bazoo aan sy een pootjie en hardloop aan hom so vinnig as wat hy kan oor die veld. Daar, wys Bazoo benoud, daar is 3 dun boomstammetjies waar ons kan gaan skuil. Net betyds duik Bazoo en Dempies tussen die 3 dun stammetjies in en die jakkals draf dikmond weg. Hy mompel iets wat klink soos, "Toe maar, ek sal weer kom en volgende keer bring ek my vriende saam." Bazoo en Dempies het hulle boeglam geskrik. Sjoe! Net toe hulle dink die gevaar is verby, begin een van die 3 dun boomstammetjies hier by hulle skielik beweeg. Die stammetjie lig op uit die grond en skud die stof van hom af. Wie het gesê julle kan hier by my kom wegkruip? Vra 'n stem hier bokant hulle koppe. Bazoo kyk op en fluister dan, "Hi Dempies, dis nie 3 boomstamme hier nie, dis 'n volstruis. Dis haar 2 bene in haar lang nek. Sy het met haar kop in die grond gedruk gestaan, toe lyk sy vir ons nes 3 boomstammetjies. Kyk, ons moet in Oudtshoorn wees. Ons is vreeslik jammer," sê Bazoo vir die volstruis.
Ons het nie geweet dis jou bene nie. Ja, Gegil Dempies Dassie. ons het gedink dis 3 dun boomstammetjies in die veld. Maar sê my, hoekom het jy jou kop in die grond gedruk? Die volstruis pof haar vere reg en sy sê in 'n hoogmoedige stem. Ek het die jakkals gesien aankom natuurlik, en wanneer daar gevaar is, druk ek my kop in die grond, dan word alles swart en dan kan die gevaar my mos nie sien nie. Maar, Sê Bazoo. as jy die gevaar nie kan sien nie, beteken dit mos nie dat die gevaar jou nie kan sien nie. Wat gaan jy maak as daar die jakkalsie terugkom en sy vriende saambring? Dan gaan dit nie help, jy druk jou kop in die grond nie. Ek het nie tyd om met julle te staan en stry nie, lag die volstruis en stap weg. Ek is die grootste voël op die hele aarde. Geen ander voël kan so vinnig soos ek hardloop nie, en ek kan baie hard skop, so wees versigtig. Dempies Dassie wil nog stry, maar Bazoo fluister. Sy's reg, Dempies. Kyk net daar die sterk pote en skerp toenails. Dalk moet ons haar nie vies maak nie. Maar wat gaan ons maak as daar die jakkalsies terugkom, Bazoo? Vra Dempies Dassie en loer benoud oor sy skouer. Bazoo het skoon van die jakkalse vergeet. Dalk is dit beter as hulle maar saam met die volstruis gaan en nie alleen hier in die veld bly staan nie. Daardie dag leer Bazoo sommer baie dinge van volstruise wat hy nie geweet het nie. Soos hoe ongelooflik groot die eiers is wat hulle lê. Maar maak nie saak hoe Bazoo probeer om vir die volstruis te verduidelik dat dit nie 'n goeie idee is om haar kop in die grond te druk as daar moeilikheid is nie. Sy luister glad nie na hom nie. Sy is te hoogmoedig. Sy dink sy het nie enige hulp nodig nie. Toe die son begin sak, sê Bazoo vir Dempies: Ek dink jy moet jou lekker sterk tande gebruik om vir ons van daardie lang takke af te knaag. Dan kan ons onsself verdedig daarmee as die jakkalse terugkom. Maar skaars het Bazoo so gesê of hy sien 'n paar klein jakkalse stadig in die veld naderkom. Daar's hulle, roep hy benoud vir Dempies en die volstruis. En kan julle dit glo? Daar druk die groot volstruis so waar weer haar kop in die grond in. Die jakkalsies kom nader en nader. En so gou as wat hy kan, knaag Dempies Dassie 2 dun takkies af van die naaste boompie en hy en Bazoo swaai die takke na die jakkalse om hulle weg te jag. Dit werk nie, roep Bazoo benoud. Hulle is nie bang vir die takke nie. Wat gaan ons maak? Vra Dempies met groot oë. Jy kan nog jou kop en pote onder jou dop intrek, maar hulle gaan my verseker vang. Die jakkalsies kom nader en begin 'n sirkel rondom Bazoo en Dempies in die volstruis maak. Die volgende oomblik spring een van die jakkalsies vorentoe reg op Bazoo en Dempies af en Bazoo maak sy oogies styf toe. Maar kan jy dit glo? Net op daardie oomblik trek die volstruis haar kop uit die grond, sien die jakkals deur die lug trek en skop hom dat hy daar trek. Sy skop nog 'n jakkals en nog een en nou vlieg die hele spul dat hulle so klein word oor die veld. Die volstruis sit hulle agterna. Hoi, kyk net daar, Dempies, lag Bazoo. Sy's regtig baie vinnig. Daardie jakkalsies sal nooit weer terugkom nie. Terwyl hulle nog so staan en kyk hoe die volstruis die jakkalsies jag, is daar skielik 'n wolk sterretjies rondom hulle. Toe die sterretjies verdwyn, is hulle nie meer in Oudtshoorn nie, maar terug tussen die fynbos op die berg. Phoebe die fynbosfietjie is nêrens te sien nie. Dalk moet ons vir niemand vertel wat gebeur het nie, fluister Bazoo vir Dempies terwyl hulle aanstap na die nuuskafee toe. Ja, maar onthou, sê Dempies, die fietjie het gesê jy moet dit wat jy geleer het op die nuusklip skryf vir al die ander diere om te lees. So toe die diertjies daardie aand by die nuusklip opdaag, lees hulle wat Bazoo geskryf het. Volstruise is die grootste voëls op aarde. Hulle kan baie vinnig hardloop en baie hard skop. Die diertjies het baie vrae oor die volstruise gevra en Bazoo vertel vir hulle alles wat hy geleer het in Oudtshoorn. Maar hy vertel nie vir hulle dat hy self daar was nie. En van Phoebe die fynbosfietjie sê hy niks. Toe dit tyd word om die nuwe inspekteur van fynbosbier te kies, sê Bazoo, ek dink ons moet vir Nala naaldekoker en vir Spinnerina spinnekop inspekteurs maak. Wanneer ons dink een diertjie is beter as die ander diertjie, is ons net so dom soos 'n volstruis wat haar kop in die grond druk en dink niemand kan haar sien nie.
Ons het 'n inspekteur nodig wat kan vlieg en 'n inspekteur wat die indringers met haar web kan vang. Daardie aand, toe Bazoo in sy bedjie klim, wonder hy watter opwindende nuwe nuus daar môre gaan wees om op die nuusklip te skryf. En terwyl hy wonder, raak hy rustig vas aan die slaap.